Petrus hoor by die Here 'n baie interessante woord. Nou as ons kyk na Petrus, moet ons onthou, die Here het hom, sy naam was Simon, en Jesus het hom Petrus genoem. Simon beteken riet, en Petrus beteken rots. Nou baie keer die Here met hom gepraat as Simon, en as hy gepraat het as Simon, dan sê hy vir hom, Simon, jy's beweeglik, jy beweeg soos wat dinge gebeur. Maar Petrus, dan verwys hy na die klein rots wat standvastig is, en soos wat die Here met Petrus gepraat het, het hy vir hom gewys, Simon, hier beweeg jy nog te veel rond, jy moet kyk wat's reg. Maar Petrus, hierso het jy 'n anker vasgemaak, jy is hierdie klein rots wat vas staan. En as hy hom Simon Petrus genoem het, het hy gesê, jy wikkel en week, maar jy's ten minste geanker. Maar hier kom 'n interessante woord vir my, uit Lukas 22, vers 31 en 32 na Petrus toe. En ek wil hê ons moet hierdie woord hoor, en ek gaan dit na jou as mens toe trek. Hy sê, en die Here sê, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Wow! Hier is iets baie interessants. Hy sê, as jy eendag bekeerd is, bekering het eers na die opstanding plaasgevind. Want jy kan net gered word deur die bloed van Jesus Christus. So die disippels het almal eers tot bekering gekom na die opstanding. Maar hy sê iets baie interessants. Hy sê, Simon, Satan het vurig begeer om julle, al die disippels, soos koring te sif. En vandag is dit nog steeds dieselfde. Satan gaan jou nie los nie. Hy wil kyk of jy 'n leë doppie is, wat deur die wind soos kaf weggewaai word, of het jy 'n saadjie, het jy voedingswaarde binne in jou, wat nie deur die wind rondgewaai kan word nie. En Jesus sê vir Simon, hy sê vir hom, riet, kyk, jy gaan gesif word. Maar dan in vers 32 kom die Here, en hy maak daai woord vir Petrus persoonlik. Hy sê, maar ek, Jesus, het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Petrus, dit gaan vir jou moeilik raak, maar Petrus weet, ek het vir jou gebid. En as Jesus vir jou gebid het, dan kan jy weet, jy gaan staande bly. Maak nie saak wat die storm is nie, maak nie saak wat jy gaan verkeerd doen nie, jy sal terugkeer na die hart van God. En Simon, in sy verwardheid, in sy onsekerheid, verloon vir Jesus 3 keer. Al die disippels het Jesus verloon, want hulle het almal van hom weggehardloop. Hulle het nie een by hom gestaan nie, na hulle gesê het, hulle sal hom nie los nie. Maar Petrus het met woorde en dade negatief teen Jesus gespreek. Hy is gewaarsku, maar hierso sê Jesus, Petrus, jy gaan dit doen. Maar weet, ek het gebid vir jou. Ek het gebid dat jy sal terugkom. Ek het gebid dat jy tot bekering sal kom. Ek het gebid dat jy my bloed sal aanvaar. My dood sal aanvaar en my opstanding sal beleef. Jesus het vir Petrus gebid. Nou wil ek vra, het Jesus vir jou en vir my gebid? Ja, hy het. Gaan lees Johannes 17. Gaan kyk, wat het Jesus alles in Johannes 17 gebid. Gaan maak 'n studie van Johannes 17 en kyk wat het Jesus alles vir jou gebid, sodat jy kan staande bly, sodat jy geanker kan bly. Ja, baie keer wankel ons, en baie keer is ons standvastig. Ek sê altyd vir mense, daar's sekere skrifte in die Bybel wat vir my so persoonlik is, dat as jy vir my kom vir my sê, Jesus bestaan nie, is jy te laat, want ek het dit beleef. In my eie persoonlike lewe, het ek die dood amper 10 keer in die oë gekyk voor ek 18 is. Almal kopbeserings. Satan het met alles probeer om my dood te maak. Maar hy kon nie. Hoekom? Want ek weet Jesus het vir my gebid. Ek weet daar is vir my 'n opstanding. Ek weet daar is vir my deurbraak. Ek weet
wie my verlosser is. En net so is dit vir jou ook beskikbaar. Gaan lees Johannes 17, Jesus se gebed vir jou en vir my. 'n Baie sterk gebed. Ek het op 'n stadium daai gebed begin persoonlik maak en dit begin persoonlik bid en sê, Here, dankie dat jy hierdie vir my gebid het. Dankie dat hierdie vir my is. En ek het daai hele gebed van Johannes 17 'n persoonlike gebed gemaak. En in my lewe het ek ervaar hoe die Here my invat in iets nuuts in hom. 'n Bewustheid dat as hy iets gesê het, as hy iets gebid het, is dit 'n ja en dit is 'n amen. Gaan vat Johannes 17, gaan skryf hom uit en sê, Jesus, dankie, jy het dit gesê, dis myne. En laat dit jou gebed raak vir so 21 dae. En begin daardie jou deel maak. Ek het vir jou gebid, het Jesus vir Petrus gesê, vir Simon Petrus gesê. In sy beweeglikheid sê Jesus, ek het vir jou gebid. In jou moeilike omstandighede waar jy is, het Jesus ook vir jou gebid. Daar is 'n gebed waarop jy kan staan. Dis nie die Bybel wat getuienisse is nie. Daar is 'n gebed spesifiek vir jou. Gaan maak hom jou eie. Gaan lees hom. Gaan maak dit jou gebed, sê Jesus. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Hierdie gebed is ja en amen. Dankie dat dit my deel is. En ontvang dit as jou deel. Waar jy beweeg na ons Joodse tydperk van Shavuot. Pinkster waar die Here sê ons sal aangedoen word met krag. As jy nou daardie gebed joune begin maak, dan gaan jy ervaar, terwyl jy die tyd vat om te wag met daai gebed jou eie te maak, hoe krag joune gaan word. En jy sal deurbreek in die omstandighede waarin jy nou is. As jy sukkel, laat weet ons. Moenie alleen dit doen nie. Met Pinkster was die disippels eendragtig by mekaar. Daar is 'n deurbraak as jy uitreik en sê, help my. Laat weet, ons kan saam bid. God is getrou om vir ons die deurbraak te gee. Sien wat hy vir jou kan doen. Maak daai gebed jou eie. God is getrou. Hy sal nie vir jou lieg nie. En Vader, so seën ek hulle met 'n eenheid, 'n ingeweefdheid met U. 'n Antwoord op U hart en op U gees. En ek ontvang so daai deurbraak in Jesus naam. Amen.